Ons het in die eerste een het ons gehoor dat ek en jy behoort. Ek en jy is nie buitestanders nie, maar ons behoort, ons is deel van God se huisgesin, deel van sy gemeente, deel van sy liggaam. Die tweede een, as julle onthou, het Stefan hierdie bokse gehad en hy het my gevra ek moet vir hom die Bybel aangee, maar sy hande was vol. Julle onthou, is dit ek en jy geroep is om daai goed te laat gaan, sodat ons kan ontvang. So dit ons by die tweede een geleer is, dat God gee vir ons sy liefde, sy genade, hy gee vir ons soveel sy vergifnis, hy gee vir ons sy woord, en ek en jy het nodig om tuimel dinge neer te sit, sodat ons dit wat die belangrikste is, dit wat God vir ons gee, kan ontvang, en dit kan deel maak van ons lewe. Maar nou vanoggend kom ons by die groot vraag. Wat doen ek en jy met dit wat ons ontvang het? En dit is so belangrik dat ek en jy iets daarvan verstaan. Van wat doen ons daarmee? Nou, ek weet nie wie van julle het al op die pad gery en hierdie gesigte gesien nie. Seker van ergens op 'n hoofweg het jy al so gekry. Veral as jy daarna op pad na die noorde toe ry en die ouens gaan Zim toe in 'n klomp plekke. Wat dink jy as jy daai sien? Wat gebeur jou? Wat voel jy as jy daai sien? Eerstens, gaan ver verby. Want dit is gevaarlik, dit is onverantwoordelik. Nou, ons weet hoe ons oor hierdie goed voel. Wat gebeur in ons lewens ook? En ons dink nie altyd daaraan. Wie van julle het al gehoor van, die Engelse woord is hoarders. Ek het nou in die internet gaan opkyk, ek weet nie of julle weet wat die Afrikaanse woord vir hoarders neem. Hamsteraar. Nogal, 'n opgader is 'n hamsteraar. Dis wat die internet vir my sê. Ek weet nie reg is dit nie. Maar as jy net sien hoe nou gelukkig, ek dink nie een van julle se huis is so nie. Maar daar is regtig mense wat se huise so vol gestop is. En ek kan my nie indink as jy iets soek nie. Waar gaan soek jy as jy huis so lyk? Alright. En nou kom ons by die voorbeeld toe. Dink gou 'n bietjie aan 'n rugsak. Nou Linda het ver geloop met 'n rugsak hierdie afgelope tyd, so sy verstaan wat dit is. So die Here gee vir ons 'n klomp dinge. Gee vir ons die woord. Jy moet vir haar gee. Sy het dit nodig vir die pad. Ek is seker van sy nodig om te weet oor hoe gebedslewe wees. Hierdie boek gaan oor gebeds. Jy moet dit asseblief vir haar gee, hoor. Hierdie een gaan oor die werk van die Heilige Gees. Ons kan nie sonder die Heilige Gees nie, asseblief vir haar help. Hier's 'n groot geloofskommentaar. Dit help haar om al die dinge te verstaan van wat geloof is. Asseblief, jy moet dit met haar deel, oor ek glo, oor wat glo ons as 'n kind, as jy moet asseblief vir haar daardie gee, en sy moet dit asseblief hê, as ons nie die reg is vir die pad nie. Wat sê die Bybel oor? Hier sommer dit 'n klomp aktuele goeders. Ek is seker van jy weet, daar's vrae wat ek en jy as ouers nie altyd weet hoe om te antwoord nie. Daai boek help vir ons. Hier's 'n klomp Christelike aanhalings, ek dink sy het dit nodig. Hier's illustrasies, nog voorbeelde. Daar's hy. Right. Is jy reg vir die pad? Right. Nou, jy moet asseblief jou sak vat en ons gaan daai kant toe loop. O God. Nee man. Dis alles wat jy nodig het. Jy kan nie sonder daai goeders nie. Nee, ek dink klaar julle vang die prent. Izet het alles gekry, sy het dit ontvang alles. Maar sy het dit nie vir haarself gehou nie. Sy het dit gedeel. Dankie julle. Die probleem kom in wanneer ek en jy alles wat ons ontvang net dan.
En niks gebeur met dit wat ek en jy ontvang nie. Dit word te swaar. Die gewig raak te groot, ons word oorlaai. En op die einde van die dag begin dit ons aftrek. Ons gaan nie ver vorder nie. Linda, ek weet nie of jy so ver sou geloop het met hierdie sak nie. En in die geloofslewe is dit dieselfde. Ons as gelowiges, ons geloofslewe is so belangrik dat ons nie so lyk nie. Ek en jy wat ontvang, wat hoor, wat leer, wat geseën word, wat elke keer van God kry, maar nie deel nie, lyk so. So vanoggend, ons het geleer van ons behoort, ons ontvang. En vanoggend kom praat ons, hoe belangrik is dit? En deel van my en jou se roeping is om te deel. As ek hier nie deel nie, gaan ons die rugsak geloof hê, dat ons gaan aftrek en ons gaan nie ver kom in ons geloof nie. Daai hamsteraars gaan ons wees, en daai opgaarders. Die lewe wat God vir my en vir jou gee as 'n kind van die Here, is juist nie net om te ontvang nie, maar is om te deel. Ons is so gewoond altyd om bakkant te staan baie keer in die geloof. Ons ontvang net. Ons is veronderstel om te ontvang en te gee. En nie net met al twee hande bakkant te staan nie. En daarom ons gedeelte vanoggend wil ek 'n klomp tekste wat ek afsonderlik al gepreek het, maar vanoggend se doel is om in hierdie tema 'n klomp van hierdie dots te kom connect en 'n paar van hierdie tekste saam te sit, sodat jy die verband tussen hulle kan kom sien. En ons begin by die eerste gemeente, in Handelinge 2, en kyk hoe werk dit in hierdie gemeente. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels, en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd, en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind. Kom ek stop gou hierso. Was dit net die 12 disippels hier? Nee, val oor die 3000 disippels, volgelinge, kinders van die Here wat hier saam is, wat ons hier lees. Dis net na die uitstorting van die Heilige Gees. Al die gelowiges was eensgesind en het saam met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom. Van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in eenvoud geëet en God geprys. En die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente bygevoeg. Kry so 'n prentjie van die eerste kerk in daardie teks in Handelinge. Van hoe dit lyk as kinders van die Here wat saam leef, saam geëet, saam gebid, saam gegroei, saam gegee, saam gelei, saam getuig. Maar dit is nie net ontvang nie. Hulle het hier saam gewerk. En dit is so belangrik dat ek en jy moet verstaan, dis hoe ek en jy geroep is. Dis hoe die eerste gemeente gevorm is. Dis waarvoor ek en jy geroep is as kinders van die Here. Nie net om by 'n plek by mekaar te kom nie. In daai teks as hy sê hulle het by die tempel by mekaar gekom, was dit nie die plek waar hulle die lering van die apostels gekry het en saam nagmaal gebruik het nie. Die tempel was die plek waar die Jode gegaan het. Hulle het so toe gegaan om saam te werk, om die evangelie te versprei, om te gaan getuig, om saam te werk, selfs in daai gedeelte. Hierdie gemeente was nie mense wat net by mekaar gekom het op 'n plek om net te ontvang nie. Hulle het dit wat hulle gekry het, hulle gedeel. Hulle het oral gaan deel met mense. Hulle het kerk gewees.
En dis een van die groot waarhede wat ek en jy vandag moet snap vandag. Ons is nie gered om toeskouers te wees nie. Maar ons is geroep om dit wat die Here vir ons gee te deel. Om deelnemers te wees. Paulus praat baie keer van medewerkers, mense wat die deel het aan die werk van God. Wat saamwerk daaraan, deelgenote is, wat deel van die verantwoordelikheid dra. Nou daar's net so klein prentjie van 'n pie chart wat daarop is. Soos 'n melktert met 'n klomp skuwe daarin. En die werk en die taak wat die Here vir ons gee, is vir almal. Dit was nie net vir die 12 nie. Dit was vir elkeen. Nou ek het hom net in 6 opgedeel. Maar hoeveel is ons hier? Nou, as jy hom in 6 opdeel, beteken dit is 16,66666% wat elkeen kry as jy net 6 opdeel. Hoeveel is ons? Ons is baie meer as 6 vandag nie. So jy gaan nooit oorweldig wees met as ek en jy ontvang die taak, die werk wat ons ontvang, as elkeen sy deel bring, as elkeen deel en deel word, deelgenote, medewerkers word van die werk van God, van die gemeente van God, dan elkeen 'n verskriklike klein deeltjie wat hy net moet doen. Maar elkeen het 'n taak om deel te wees. Die probleem kom in, as een nie sy deel doen nie, dan is dit meer verander. Maar God probeer juist vir my en vir jou oproep om te verstaan, as gemeente, as ek en jy van God ontvang, moet ons deel wees van God se werk, deelneem in dit wat die Here van ons vra. Dit beteken, ek en jy deel dit wat ons ontvang het, ons deel die gewig van die werk, ons deel die las van die werk, ons deel ook aan die koste van die werk, ons deel aan die opoffering daarvan, ons deel in alles, selfs deel in die sweet, om dit te gaan doen. Hoekom is deel so belangrik? As ek net die beeld kan gebruik van 'n opgaarplek, 'n dam. As 'n dam net daar is om water bymekaar te maak, weet julle wat gebeur met daai water? Die Dooie See is 'n goeie voorbeeld. Daar loop net water in, daar loop geen water uit die Dooie See nie. Maar wat gebeur is, die water raak stil, die water raak troebel, en die water stink. Dit word vrot. Daar kom geen lewe uit, as dit net opgaar en net bymekaar kom, en dit beweeg nie. Maar die evangelie is meer soos 'n dam, of soos 'n rivier, dit loop uit. Dit kry nie net in nie, dit gee ook uit. Dit is 'n pragtige beeld, Jesegiel 47, ons het dit ook al behandel, van dat uit die tempel uit die troon van God kom hierdie stroomwater wat dieper en dieper en wyer word. Julle onthou daai beeld. En oral waar dit gaan, bring dit lewe, bome van genesing langs die pad. En dit sou dit veronderstel is, die oomblik wanneer ek en jy daai roeping aanvaar om dit wat ons ontvang te gaan deel, dan bring dit lewe. Lewe oral waar ons kom, dit bring groei, dit bring varsheid, omdat ons deelneem daaraan en doen dit wat die Here vir ons vra. En daarom is die Christelike lewe nie net 'n opgaar plek nie, maar dit is soos 'n rivier. En ek neem deel daaraan. Maar ons 3 dimensies van deel, en baie van hulle gaan soortgelyk as wat dit ons gehoor het by die behoortgedeelte. En die behoortgedeelte het ons geleer, maar ons behoort saam aan die liggaam van Christus. Ons is deel van God. Maar as dit kom by deel, die dimensie van deel is meer as net ons behoort saam. Ons is deel van God se kinders wat deel ook verander. Dit beteken, as jy kyk na daai eerste gemeente, hulle het mekaar gedra. Dis deel. So as jy behoort en jy ontvang,
dan dra jy iemand. Jy deel in die werk deur vir ander te dra. Jy bid vir ander. Jy ondersteun ander. Jy leef saam met ander. Jy werk saam met ander. Jy staan nie net met bakhande en ontvang nie. In Korintiërs 3 sien mens iets daarvan. Begin hier gedeelte wat my betref, broers. Ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar wel soos met wêreldse mense, soos met klein kindertjies in Christus. Dit voel nogal vir die Korintiërs dalk soos 'n uittrap sessie. Want word gesê hulle soos wêreldse mense. Dan sê Paulus vir hulle, ek het julle melk gegee om te drink en nie vaste kos nie, omdat julle nog nie daartoe in staat was nie. Wonder nogal hoekom. Nou gaan mense iets daarvan beleef. Selfs nou is julle nog nie daartoe in staat nie, want julle is steeds wêrelds. Want onder julle is afguns en onenigheid is. Die wortel van hierdie afguns en onenigheid, want ander voel, ek het, of jy het meer as ek, of dit wat ek het is belangriker as dit wat jy het. Want dit kom uitgespeel hierin. Is julle dan nie wêrelds? Is julle dan nie net wêrelds nie? En gedra julle dan nie soos wêreldse mense nie? Elke keer as die een sê, ek is van Paulus, en 'n ander ek is van Apollos, is julle nie wêreldse mense nie. Wat is Apollos nou eintlik? En wat is Paulus? Hulle is dienaars deur wie julle tot geloof gekom het, soos die Here dit elkeen van hulle gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar God het laat groei. Daarom is nog hy wat plant, nog hy wat nat gooi iets, maar slegs God wat laat groei. Dit is een wat plant en dit is een wat nat gooi en elkeen sal sy loon volgens sy eie arbeid ontvang. Ons is medewerkers van God. Julle is God se saailand, God se bouwerk. Volgens die genade deur God aan my gegee, het ek soos 'n bedrewe bouer 'n fondament gelê en 'n ander bou daarop. Elkeen moet egter let op hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat gelê is nie. Dit is Christus Jesus. Of iemand nou op die fondament bou met goud, silwer, kosbare stene, hout, gras of strooi, elkeen se werk sal duidelik word, want die dag sal dit aan die lig bring deur vuur. Dit sal ook geopenbaar word en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk op die proef stel. As jy die gedeelte lees, dan kom Paulus sê, maar dit gaan nie oor wie dit is wat kom plant het, wie dit is wat kom saai het, wie is dit wat kom oes het nie. Elkeen van hulle is medewerkers. En elkeen is 'n taak gegee. En Christus is die fondament, hy is die een waarop alles gebou is, maar elkeen moet sy deel bring. En ons moet daarop bou en hoe ons daarop bou is belangrik, want hy kom uitdruklik sê, dit gaan getoets word. Oor die kwaliteit wat ek en jy gee, hoe ons werk. En dan kom Paulus in die volgende gedeelte in 2 Korintiërs 6, in die tweede brief wat hy vir hulle stuur. Dan sê hy, as medewerkers van God, doen ons 'n ernstige beroep op julle, om nie die genade van God te vergeefs ontvang nie. Paulus kom duidelik op die hart en sê, julle het van God ontvang, maar dit moet nie te vergeefs wees nie. Want julle is medewerkers.
Julle is die ouens wat dit wat die Here vir ons gegee het, julle werk saam aan die werk van God. Julle is deelgenote, julle deel in die plig, in die arbeid en in elke ding wat daarmee saamkom. God gebruik nie net ander mense nie. Hy gebruik nie net die disippels nie, maar hy gebruik elke kind van die Here. Die Here gebruik nie net dominees nie, maar hy gebruik jou. Hy gebruik jou daar waar jy in jou gesin, hy gebruik jou in hierdie gemeente, hy gebruik jou by die werk, en daar waar jy by die skool is, waar jy ook al gaan. Dan 'n volgende ene sien ons is Petrus. As Petrus sê hoe groot bydra ek en jy moet maak as ons deel is van die liggaam. 1 Petrus 4 sê hy, bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek alles baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die eenvoudige genade van God moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. En ek kan die laaste een net weer lees. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. En die skrif is duidelik. Die Here gee vir ons sy gees as kinders van die Here. En elkeen van ons het genadegawe, 'n genadegawe of genadegawes ontvang. En daarom sê hy, elkeen van ons is geroep om deel te wees. Nie net van God se gemeente nie, maar deel te wees van God se werk. En moet ons deel dra. Dis die prentjie van die vroeë kerk. As ek en jy nie ons deel bring nie, mis ek en jy iets van die liggaam van Christus. Ek weet, party van ons sit op die kantlyn omdat ons voel maar ek is nie goed genoeg nie. Of ons wag sodat ek eendag as ek bietjie meer tyd het, deel kan kry daaraan. Of ons is bang. Of dalk net omdat ons gemaklik geraak het om te ontvang. Maar Jesus het nie vir ons hierdie nuwe lewe gegee, sy genade gegee, sy liefde gegee en die genadegawes sodat ek en jy net kan ontvang. Hy het vir ons gegee om te deel. Om deel te word van God se werk. Daar's 3 woorde wat ek gereeld hoor. Die kerk moet. Weet jy hoeveel keer, as ek R1 gehad het, vir elke keer wat iemand vir my gesê het, die kerk moet, en dan las hulle by wat hulle dink, daar moet gebeur in die kerk. Maar elke keer, die kerk moet. Dan eis ek sommer. Want ek wil vir mense vra, maar is jy nie aan deel van die kerk nie? Dis nie die kerk moet nie. Ek moet. Dis maar net so ding dat ek op Facebook geplaas het die afgelope week terwyl ek voorberei het, want hy mooi sê ding van I always wondered why somebody didn't do something about that. Then I realized I am somebody. So baie keer dink ons, maar iemand anders moet dit doen, die kerk moet dit doen. Maar miskien is dit dat die Here jou wil gebruik om jou deel te doen. As jy sien daar's iets nodig om gedoen te word, miskien is dit jou uitnodiging dat die Here jou nooi om te sê maar word deel, bring jou kant, bring jou deel. En dit wat ek vir jou gegee het, kom deel dit met ander. Nie in jou geloofsak net te laai en oorlaai te word, sodat jy nêrens kom nie. Ouers, hier is 'n verskriklike belangrike ding wat jy moet verstaan vandag. Jou kind gaan nooit dit leer deur programme nie. Gaan nie geloof deur programme leer nie.
Jou kind gaan leer deur hoe hy dit sien in jou lewe. Jou kind gaan leer hoe om lief te hê, soos hy sien hoe jy lief het. Nie net hulle en die mense in jou huis nie. Maar jou kind gaan leer om lief te hê hoe jy ander mense lief het. Deur jou voorbeeld. Jou kind gaan leer om te dien soos hy jou sien dien. Jou kind gaan leer hoe om te gee soos jy gee. Ek onthou, ek dink baie van julle is daar. My ma het my geleer. Die eerste ding wat jy doen, as jy jou ontvang, dan sit jy eers jou gedeelte weg vir die Here. Ek sien iemand skud ek op, klomp van ons het daai selfde ervaring. My ma het dit gedoen. Dis waar ek het geleer het. So belangrik dat ek en jy daai selfde oordra aan ons kinders. Hulle moet sien hoe ons gee en deel. Hoe ek deelneem, is hoe my kind gaan deelneem. As ek nie gaan deelneem in die werk van die Here nie, gaan my kind nie deelneem nie. So belangrik die verantwoordelikheid wat ek en jy het as ouers. Jy onthou daai Josua teks wat ons laas keer ook gedoen het. As Josua sê, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Dien, deel, doen. Laat jou kinders saam met jou dien. Vat hulle saam met jou daar waar jy besig is om te werk. Bid saam met jou kinders vir ander mense. Maak hulle deel daarvan. Nooi mense in jou huis toe dat jou kinders kan sien hoe nooi mense, hoe ontvang mense, hoe is ons gasvry, hoe wys ons liefde. En nie net vir bekende mense nie. Wys hulle hoe lyk dit om te gee. Kinders leer om te deel soos hulle by hulle ouers sien. Hoe hulle ouers deel. Ek wil afsluit met 'n stukkie huiswerk vir jou. Met 'n eenvoudige regulêre gewoonte wat jy kan aanleer om jou elke dag te help dat jy nie 'n swaar rugsak bymekaar maak nie. En dis in 3 bewegings maklik om te onthou. Is ek en jy ontvang. So om te vra, maar wat het ek ontvang? Waarvoor sê ek dankie vir dit wat ek ontvang het? En wat is daar wat ek kan deel? Ontvang, dankie, deel. Wanneer ek en jy daai eenvoudige ritme kan inkom, om te ontvang, dankbaar te wees vir dit wat ek en jy ontvang, en dan te begin deel, gaan ek en jy begin gehoorsaam raak. Gaan ons lig leef, ons gaan gehoorsaam leef, en ons gaan beleef hoe ek en jy groei, en groei bring waar ons kom. Ek en jy nie net ontvang nie, ons behoort nie net nie, maar ons is daar om te dien. Ons kan op soveel plekke kan ons prakties dien, deur saam te gee, saam te versorg, saam te bid, saam te deel, saam betrokke te raak, en dit wat die Here wil hê ons moet doen, en so ook in die wêreld saam te begin werk. En daarom wil ek afsluit vandag met hierdie een vraag. Waar gaan jy hierdie week ophou, kyk, en gaan jy begin om te deel? Waar gaan jy jou deel bring in dit wat die Here van ons vra? As sy kerk, as sy gemeente, as sy liggaam. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat ons kan getuig, dat ons ervaar en sien dit in ons eie lewe, hoe U oorvloedig vir ons sorg. U gee so baie. U gee vir ons
fisies, U voorsien in ons materiële behoeftes, maar U gee vir ons geestelik. U gee vir ons soveel geleenthede waar ons geestelik kan groei. U gee vir ons U woord, U bou in ons lewens. Ons is eintlik gespoil met soveel goed wat ons ontvang, selfs geestelik van U, Vader. Vader, ons kom bid dat U vir ons sal help om ook te erken hoe U Gees wat U vir ons gegee het in ons werk. En dat ons sal help om die vrees te oorkom, om te begin gee, om te begin deel, om te begin doen dit waarvoor U ons geroep het. Here, help ons dat elkeen van ons deel doen. Help ons as gemeente om soveel meer te doen as wat ons nou doen. Here, U het vir ons so groot kapasiteit gegee, soveel mense wat hier saam behoort. Help ons om almal saam te werk, nie net saam te ontvang nie, maar dat U vir ons help om saam te deel en te dien met dit wat U vir ons gee. En mag die vrug van ons gemeente, van ons elkeen se deel, U koninkryk laat groei en groter word. En vanoggend wil ons kom sê, hier is ons, gebruik ons. In Jesus se naam vra ons dit. Amen.